Kan jy dit hoor, soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die Ou Tenikwa berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxadeo Tuinroete. Goeiedag vriende, ek is Gerard en dis my voorreg om vir jou baie welkom te sê by Doxadeo Tuinroete se aanlyn boodskap. Ons skop vandag 'n nuwe preekreeks af waaroor ons baie opgewonde is, maar voordat ons saam kuier uit die Bybel uit, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons so kan saam wees op hierdie manier ook. En baie dankie Here vir u getrouheid en u liefde en u werk in ons lewens. Dankie dat ons saam kan kuier uit die Bybel uit. En dankie dat u die Bybel gebruik op soveel maniere om dinge in ons te skep. Dankie vir die werk van die Heilige Gees. En ons kom wy hierdie oomblikke ook aan u toe. Ons bid Here dat u doel sal bereik in ons lewens in die naam van Jesus. Amen. So ons begin met 'n baie belangrike tema hierdie week. Ons gaan 3 weke saam kuier en hierdie tema is so belangrik in ons lewens. Onthou ons jaartema His Glory, Our Story, en die storie van ons lewens is hierdie baie belangrik. Ek wil net illustreer hoe belangrik dit is. Ons kom nou uit 'n reeks uit oor die huwelik en ons almal weet die huwelik is baie belangrik. Soos Hebreërs 13 sê, die huwelik moet in alle opsigte eerbaar gehou word. Eerbaar van hoë waarde. En dit is so. Die huwelik is 'n kernbelangrike ding in ons samelewings. Maar die 2 grootste leiers in ons geloof was nie getroud nie. Dink bietjie daaroor. Jesus en Paulus. Met ander woorde, jy kan vreugdevol en sinvol leef vir God se koninkryk sonder om getroud te wees. Maar jy kan nie sonder hierdie tema nie. Hierdie ding waaroor ons gaan gesels in hierdie reeks. Iets wat ons sien in beide Jesus en in Paulus se lewe. Die tema van vriendskap. Vriendskap is so belangrik in ons lewens. En tog lyk dit vir my asof dit nie iets is waaroor ons baie direk praat nie. Is asof ons dit amper as vanselfsprekend aanvaar. Kan ek jou uitnooi vir 'n oomblik te dink aan die invloed wat vriendskap al in jou lewe gehad het. Dis die vriende wat jy miskien ander vriende ontmoet het. Dis die vriende wat jy miskien besluite geneem het rondom 'n loopbaan. Dis miskien die vriende wat jy passies in jou lewe ontdek het, dinge van jouself ontdek het. Dis miskien deur 'n vriend wat jy voorgestel is aan jou man of jou vrou. Dis miskien die vriende wat jy wonderlike dinge beleef het in die lewe wat jy andersins nie sou nie. Natuurlik is daar ook ander illustrasies of ander stories wat ons kan vertel, né? Vriendskappe wat nie 'n positiewe invloed op ons lewens gehad het nie, maar dit onderstreep die punt, die belangrikheid van vriendskappe in my en in jou lewe. En tog is dit iets wat dit vir my lyk asof ons nie baie daaroor praat nie. As ek nou dink aan die wêreld waarin ons lewe, kan ek aan baie boeke dink oor hoe om 'n beter leier te wees, hoe om 'n beter huweliksmaat te wees, hoe om 'n beter ouer te wees, hoe om beter finansiële besluite te neem. Maar ek dink ek het al een keer 'n boek gesien oor hoe om 'n beter vriend te wees. Selfs in die kerk. Is dit asof dit nie so 'n belangrike tema is nie. As ek nou moet dink aan die Bybelstudies of die preekreekse of selfs die gesprekke wat in kerkomgewings gebeur. Vriendskap is nie so 'n belangrike tema nie. Ek onthou baie jare terug moes ek 'n diens, die verwelkoming doen, diens wat hier in die stadsaal gehou is in Mosselbaai, en 'n baie bekende prediker die aand gepreek daar, en ek groet toe nou maar soos ek altyd groet, goeienaand vriende, baie welkom, en toe die prediker begin preek, toe sê hy wil net sê, ons is meer as vriende. Ons is broers en susters. En toe dink ek, ja, dis waar,
Maar is asof die woordjie vriend en vriendskap nie die gewig dra in kerkomgewings nie. As ek moet terugdink aan hoe ek groot geword het, dan die enigste dinge wat ek kan onthou wat oor vriendskap gesê is jy moet pas op wat se vriende jy kies, né? My ma het gesê aan jou vriende sal jy geken word. En toe ek nou so 'n cheeky tiener was, toe sê ek vir haar eendag, ja, Jesus was 'n vriend van die sondaars. Maar is asof ek kan nie onthou nie, dat ek ooit 'n boodskap gehoor het oor die kosbaarheid van vriendskap. Die gawe wat God vir ons gee. En hoe jy dit groei. Hoe jy groei in vriendskap. So vriende, dis waaroor ons in hierdie reeks gaan saamkuier. Want ons lewens aan die een kant en die Bybel aan die ander kant sê vir ons, vriendskap is baie belangrik. En as ek dink aan die Bybel, dan gaan my gedagtes eers na Spreuke toe. Spreuke is 'n wysheidsboek. Een van die 3 wysheidsboeke in die Ou Testament. Spreuke, 'n Prediker en Job. Job net in 'n storievorm wil wysheid aan ons deel. Een van die mooi spreuke oor vriendskap is Spreuke 27 vers 9. Olie en reukwerk verbly die hart. Net so die aangenaamheid van 'n vriend van wie welgemeende raad. En natuurlik moet jy die spreuk verstaan in die wêreld waar dit ontstaan het. Dis hoe dit met alle spreuke werk, spreekwoorde ook. Ek onthou dit nooit vir my sin gemaak as hulle gesê het jy moenie die baba saam met die badwater uitgooi nie, want al bad wat ek geken het is waar die water deur daai gaatjies uitloop. En dan kan nie 'n babatjie daar, maar nou ja, die spreekwoord het ontstaan in 'n wêreld waar die water nog uitgegooi is en jy moenie die goeie saam met die slegte uitgooi nie, die baba saam met die badwater. Net so moet ons ontdek wat het hierdie spreek in hierdie wêreld beteken. Olie en reukwerk was kosbare kommoditeite. Jy onthou die storie van die vrou wat Jesus gesalf het met die albaste fles vol kosbare olie. Dis wat dit was iets van hoë waarde. Olie en reukwerk is gebruik op allerlei maniere en dit het op allerlei maniere mense se lewens verryk. Van medisyne af tot higiëne, tot kos maak, tot selfs aanbidding. Op allerlei maniere was olie en reukwerk baie kosbaar. As mense in daai wêreld aan olie en reukwerk gedink het dit sommer hulle harte bly gemaak. En nou sê die spreek, so is vriendskap, 'n vriend. En natuurlik is dit nogal 'n groot ding om hieroor te dink dat dit juis in Spreuke is waar vriendskap die meeste beklemtoon word. Een van die wysheidsboeke. Wysheidsboeke, wat is die storie agter dit? Die storie agter dit is God het alles geskep in en deur wysheid. En as jy wysheid kan ontdek, kan jy 'n lewe leef in harmonie met hoe God alles geskep het. Jy kan 'n goeie lewe leef. Dis die uitnodiging van wysheid. Dis nogal hoe die boek Spreuke aan mekaar gesit is ook. Die eerste 9 hoofstukke beklemtoon die belangrikheid van wysheid. Vergelyk nogal wysheid met dwaasheid en dan verpersonifiseer dit albei. Dwaasheid is soos 'n slegte vrou wat jou wil verlei. My maat, as jy haar gaan volg, dan gaan jou lewe uitloop op verwoesting en vernietiging. En teenoor daai is daar Lady Wisdom, wysheid wat jou uitnooi. En die uitnodiging is vir almal. Maak nie saak, man, maak nie saak, wysheid is nie 'n IQ ding nie, dis nie 'n stand in die lewe ding of jy ryk of arm is nie, die uitnodiging is oop. Jy kan wysheid ontdek, dis God se gawe, en as jy dit ontdek, kan jy 'n lewe leef wat werklik goed is. En een van die uitnodigings van wysheid, Lady Wisdom, is vriendskap. Dis hoekom Spreuke die boek is
waar daar die meeste oor vriendskap gepraat word. So hoor dit weer. Olie en reukwerk verbly die hart. Net so die aangenaamheid van 'n vriend, van wie welgemeende raad. Vriendskap is kosbaar. Hoekom is dit so 'n kosbare en belangrike gawe van God af? Ek wil graag 3 dinge uitlig. Die eerste ding is, van die begin af was menswees nie bedoel om alleen te wees nie. Ons lees dit al in Genesis 2, né? Die Here God het gesê, dit is nie goed dat die mense alleen is nie. En toe maak hy mos 'n maat wat by hom pas, man en vrou. Dit beteken nie almal moet trou nie. Vriende, Jesus het al gesê, van geboorte af is daar party mense wat nie gemaak is om te trou nie. Party mense is deur die lewe so gemaak om nie te trou nie. Party mense het hulle self so gemaak ter wille van die koninkryk om nie te trou nie. Beide Jesus en Paulus beklemtoon nogal die gawe van enkellopend wees. Beide van hulle het vol lewens gelewe, vol vir God se koninkryk. Hulle was nie getroud nie, maar vriendskap was deel van hulle lewens. En ek dink dis die eerste ding wat ons moet hoor. Ons is nie bedoel om alleen te wees nie. En dis hoekom vriendskap so 'n belangrike deel van ons lewens uitmaak. Spreuke 18 vers 24 sê, 'n man met baie vriende word geruïneer. Maar dis nou vriende in aanhalingstekens. Jy kry dit nogal dwars deur Spreuke. 'n Ryk man het baie vriende. 'n Arme man het nie vriende nie. Sy vriende los hom. Ons almal ken sulke vriende, aanhalingstekens. Maar dan sê Spreuke, maar daar is 'n geliefde vriend wat nader is as 'n broer. Vriende, in ons wêreld, dink ek, hierdie is een van die belangrikste boodskappe. As ons sien hoe eensaamheid toeneem, al het mense al hoe meer maniere om connected te leef, is mense al hoe meer eensaam. As ons sien hoe ons wêreld soveel klem sit op individualisme en op jou prestasie as individu. Ek het niemand nodig nie, ek is onafhanklik. Waar ons wêreld dit so beklemtoon, sukkel ons as mense en ons mensdom. Daar's al hoe meer depressie, daar's al hoe meer geestes ongesondhede, daar's al hoe meer eensaamheid. Ek wil nie eens sê die goed wat al hoe meer is nie. Maar dit maak vriendskap nog meer belangrik in ons wêreld. Een spreker het so goed gesê, friendship is the ultimate biohack. Daar's soveel goed in ons wêreld wat aan die een kant kan lei tot menswees soos dit nie bedoel was nie. Verslawing is besig om toe te neem. Maar as jy vriendskap in daai equation kan ingooi, kan deel maak, dan kan dit mense soveel help om in 'n ander koers in te gaan met hulle lewens. Een van die ander wysheidsboeke sê, as een mens val, Prediker 4 vers 10, as een mens val, kan sy vriend hom ophelp. Maar as een val wat alleen is daar niemand om hom op te help nie. In ons wêreld is vriendskap so belangrik, want menswees is nie bedoel om alleen te wees nie. Vir ons as Christene is vriendskap geweldig belangrik, want die lewe wat God vir ons in Christus gee, is nie 'n alleen lewe nie, en dis ook nie 'n lewe wat jy kan alleen ontdek en leer lewe nie. Dis 'n saamlewe. Ons het dit hierdie jaar baie beklemtoon uit Hebreërs uit, hoor ons dit oor en oor, en 'n klomp van ons reeks het ons hieroor gesels, maar ek wil jou uitnooi om te hoor hoe Jesus praat oor die rol van vriendskap met sy disippels. Jesus sê, Johannes 15 van vers 13 af, groter liefde as dit het niemand nie, dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer slawe nie, omdat 'n slaaf nie weet wat sy eienaar doen nie. Ek het julle egter vriende genoem,
omdat ek alles wat ek by my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrug te dra, vrug wat blywend is, sodat wat julle die Vader in my naam vra, hy dit aan julle mag gee. Dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê. So hierdie gesprek wat Jesus met sy disippels het, gaan oor vriendskap. Ek wil jou uitnooi om hieroor te dink. Disippelskap, om by Jesus te leer, natuurlik, is die lewe in Christus 'n gawe wat God vir ons gee. Dit is ook 'n lewe wat ons leer lewe. Dis hoekom Jesus sê, gaan maak disippels. Ons is sy disippels. Ons leer by Jesus oor God se koninkryk. Ons rol in sy koninkryk. Ons leer dit by Jesus. Maar as Jesus met sy disippels praat, dan noem hy hulle vriende. Die disippelskap en om saam, en natuurlik is dit ook deur die werk van die Heilige Gees, om saam te leer oor die lewe wat ons nou in Christus het. Disippelskap is die beste, gebeur die beste in 'n omgewing van vriendskap. Ek wil regtig uitnooi om hierdie week hierdie woorde van Jesus weer te gaan lees en jouself in daai gesprek in te sluit. Kan jy jouself insluit? Definitief. Jesus sê, groter liefde het niemand as dit, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê nie. Het Jesus sy lewe vir jou afgelê? Ja. Is dit hoekom jy in hom glo? Ja. Jy is sy vriend. Jy's ingesluit. Ek wil jou uitnooi om hierdie week te gaan kyk en in daai gesprek te gaan sit. Gaan sit daarso. Jy sien hoe 'n wye verskeidenheid mense daar is, uiteenlopend. Simon die ywerhaar wat geglo het, God gaan hulle help om die Romeinse ryk met geweld uit Israel uit te dryf. Aan die ander kant, Matteus, die tollenaar, wat as Jood vir die Romeinse ryk gewerk het, belasting ingevorder het. Jy sal nooit daai twee ouens saam aan 'n tafel sit nie. Jesus kies hulle en sê, julle is my vriende. Sit jouself in daai gesprek en hoor dat die omgewing waarbinne ons leer. En onthou, disippelskap is nie leer om dinge te weet nie. Disippelskap is leer om te word. Die omgewing waarbinne ons by Jesus leer oor God se koninkryk, mens wees, hierdie nuwe manier van mens wees. Die beste omgewing vir dit is 'n omgewing van vriendskap. En natuurlik is daar verskillende vlakke. Natuurlik, nee. Daar's die eerste vlak van vriendskap. Paulus skryf in Filippense 4 vers 5, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Jesus het dit gelewe. Hy het mense verwelkom, hy het niemand weggewys nie. Maar hy het ook vriendskap na 'n dieper vlak toe gevat. Hierdie mense weet dit, selfs daar waar ons verskil. Hierso is iemand in ons terme soos 'n EFF en 'n AWB, saam, verskil uiteenlopend, maar ons kan leer om mekaar te respekteer. Ons kan selfs leer om committed te wees aan mekaar. Jesus vat sy vriende, dis natuurlik nie met almal wat jy op so 'n vlak vriendskap kan hê nie. We walk with many, we journey with few. Maar dis waantoe Jesus vriendskap vat. Hierdie mense het dit geweet, gaan sit jouself in daai kring. En dan vat Jesus dit na nog 'n dieper vlak toe. Hy sê niemand het groter liefde as dit dat hy sy lewe aflê vir sy vriende. Julle is my vriende. Jesus het sy lewe afgelê. En onthou jy wat hy gesê het? Soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar lief hê. Hier sê hy dit weer. Dit is my gebod, dis my opdrag. Julle moet mekaar lief hê. Jesus het reg aan die begin van hierdie beweging 'n konteks geskep waarbinne ons leer om hom te volg vir God se koninkryk. En dis die konteks van vriendskap waar mense hulle lewe ook kan aflê vir mekaar. Ek wil jou uitnooi om hieroor te dink. Vriendskap is belangrik, nie net omdat dit is hoe God die mens gemaak het om nie alleen te wees nie,
Maar vir ons wat in Jesus glo, dit is hoe ons Jesus volg en word soos hy, saam met ander mense, as vriende. Ons almal ken hierdie spreek so goed. Spreuke 27 vers 17. Yster slyp yster. En so vorm vriende mekaar. En dan is daar nog 'n ding wat hier uitkom in hierdie gesprek wat Jesus met sy vriende het. Hy sê, julle het my nie gekies nie, ek het julle gekies. Jesus kies mense as sy vriende vir 'n doel. Hy sê, ek noem julle nie meer slawe nie, want slawe weet nie wat die planne van die baas is nie. Slawe het nie eens 'n saak met die plan van die baas nie. Hulle het nie 'n saak daarmee nie. Hy sê, met julle is dit anders. Ek het julle vriende genoem, want ek het alles van die Vader se wil het ek aan julle bekend gemaak. En dan sê ek het julle uitgekies om vrug te dra. God is besig met iets in hierdie wêreld en deur Jesus verstaan ons nou, dis sy koninkryk, soos in die hemel, so op die aarde, deur Jesus se koningskap. Jesus is koning in hemel en op aarde. Maar hierdie koninkryk en ons lewe in die koninkryk het 'n spesifieke aard. Dis 'n organisasie van vriende. Ek wil jou uitnooi om te hoor, dis nie net dat menswees vriendskap nodig het nie. Dis nie net dat die lewe in Christus vriendskap nodig het vir jou om dit te ontdek en dit te leer nie. Dis dat ons skepingsdoel, God se koninkryk, ons doel in hierdie lewe, het vriendskap nodig. Dis in die konteks van dit, dat Jesus nou God se wil aan ons bekend maak, wat Jesus ons vriende noem, sodat ons vrug kan dra, sodat ons iets in hierdie wêreld kan wees, wat God se koninkryk weerspieël. Vriend, jy kan nie jou skepingsdoel op jou eie ontdek en uitleef nie. Jy kan nie. Jy het vriendskap nodig. En ek wil afsluit, as dit dan is hoe belangrik vriendskap is, hoor dan weer die uitnodiging. Die uitnodiging van Lady Wisdom in die Ou Testament, maar wysheid is nie net in die Ou Testament. Wysheid is dwaasdeur. In die Nuwe Testament is wysheid 'n geweldige belangrike tema. Paulus skryf in 1 Korintiërs 1, hy sê, deur hom is julle in Christus Jesus wat vir ons geword het, wysheid uit God. Met ander woorde, om Jesus te kies, is om 'n lewe van wysheid te kies. En die uitnodiging van wysheid is ook vriendskap. Ek wil jou uitnooi om nie meer vriendskap te sien as iets by the way nie, maar as een van die kosbaarste geskenke wat God vir jou gee, sodat jy nie alleen is nie, sodat jy die lewe in Christus kan ontdek en leer lewe, en sodat jy jou skepingsdoel kan vervul vir God se koninkryk. Jy het vriendskap nodig. En daarom gaan ons in die weke wat kom meer intentioneel kyk, want dis baie keer ons werk met vriendskap. Ek het die ou ontmoet en daar het ons goeie pelle geraak. Kan jy glo, so toevallig? Ja, dit kan toevallig begin, maar sonder intentionaliteit gaan jou vriendskap nie word wat dit kan wees nie, en gaan jy eintlik uitmis, want jy het vriendskap nodig. Ons gaan praat oor hoe groei ek vriendskap, hierdie kosbare gawe wat God vir my gegee het. En vind ek weet, ons almal het stories as dit kom by vriendskappe. Baie van ons het groot teleurstellings ervaar in vriendskappe. Baie keer het ons toe gekies om nie meer in vriendskappe te lewe wat diep is nie. En jy kan dit kies, maar jy gaan iets van die lewe wat God vir jou bedoel het inboet. Daarom hierdie dringende uitnodiging van wysheid. Kies ook 'n lewe van vriendskap. En miskien kan dit jou help as jy hoor
Jesus noem jou sy vriend. Het jy dit gehoor? Ons het so groot geword met Jesus wat ons vriend is, en hy is, want hy het sy lewe vir ons afgelê. Maar Jesus sê, ek noem julle my vriende. Jesus het jou gekies as sy vriend. Ons sing, wat 'n vriend het ons in Jesus. Jesus sê, wat 'n vriend het ek in jou. Ons sê, met vriende soos hierdie, Jesus sê, met vriende soos hierdie, gaan ek die wêreld verander. Ek wil jou uitnooi om hierdie week te gaan dink daaroor, dat Jesus jou gekies het as sy vriend. En miskien kan dit jou help, as Jesus soveel waarde aan jou vriendskap heg, dat hy jou kies as sy vriend. Miskien kan dit jou help om te besef, ek kan ook 'n vriend vir ander mense wees. En Jesus het ook ander mense gekies om vir my vriende te wees, sodat ons saam kan wees, die lewe in Christus kan leer ken, die lewe wat Jesus opsom met die woorde, julle moet lief hê soos ek lief gehad het, en ons skepingsdoel vrug kan dra vir God se koninkryk. Gaan sit jouself hierdie week in daai kring, want Jesus het jou gekies as sy vriend, en kom ons journey dan vir 'n paar weke met die belangrikheid van vriendskap. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons kan gesels oor 'n tema wat eintlik so belangrik is, maar wat ons baie keer so as vanselfsprekend aanvaar. Here Jesus, dankie dat ons in U vriendekring kan wees. Dat U ons gekies het. En ons wil U vra om ons te help in hierdie weke wat kom, om meer intentioneel te dink oor ons vriendskappe, en om ons koers van ons lewens aan te pas, Here, sodat vriendskappe regtig die kosbare gawe kan wees wat van U afkom in ons lewens, wat U dit bedoel het om te wees. Soos olie en soos reukwerk, so is die aangenaamheid van 'n vriend. Dankie vir vriende. Here, as ons dink dat U ons U vriende noem, dan sit dit ons verhouding met U in 'n heel ander konteks. En dan wil ons, Here, groei in die vriendskap met U en in die vriendskap met mekaar. Seën ons in hierdie pad, in die naam van Jesus. Amen. Dankie vriende, ek sien uit om saam met jou verder te kyk in hierdie reeks oor vriendskap.